Goeienaand broers en susters, baie welkom by ons laaste aanddiens van Pinkster. Ek herinner ons aan oormôre se Pinksterfees, dankdiens, Sondagoggend. Maar ons kyk vanaand terug op 'n baie geseënde week en ons kyk vanaand vir oulaas. Wat sê die Here vir ons vanaand oor die geloof wat ons bely? Ons Here, ons sê vir U dankie vir die gawe van U Heilige Gees en van broers en susters wat hierdie week se reis saam met ons gestap het. Here, ons vra dat U deur U Heilige Gees in ons werk en dat U ons sal herinner dat ons inderdaad losgekoop is vir U, deel is van U kerk en daarom ook aan U behoort. Amen. Ons lees vanaand uit Romeine 6, ons lees vers 1 tot 5 en dit begin hierso op bladsy 181 in die Nuwe Testament. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daarin gehoor gee. Toe ek nog 'n tiener was, toe daar een keer 'n fantastiese spreker by ons skool kom optree. Daar's 3 onderwerpe waaroor onderwysers spesialiste inroep om met die hoërskoolkinders te kom praat. As dit kom by drank, dwelms en 'n derde onderwerp, dan kry ons liewer buitehulp in. Nou, ons onderwerp was nie 1 of 2 nie. Dr. Etienne Kok het 'n wonderlike vergelyking gebruik. Hy het gesê braaivleis is braaivleis. Of dit nou van die rooster af is en met die hand geëet word en of dit nou aan tafel met deftige borde is, dit bly braaivleis. En jy weet as jy braaivleis eet. So moenie vir jouself lieg nie. So dit gesê, vanaand vat ons dit in 'n ander rigting in. Vanaand sê ons, doop is doop. Ons sou vanaand weer kon vra, hoekom het Nissia die lyn getrek by die doop, wat van die nagmaal? Gisterand het ons gedink oor hoekom die kerk gegrond is in die leer van die apostels. Ons het gevra, hoekom nie die woord nie, hoekom nie noodwendig die leer van Jesus nie, hoekom die apostels, en toe sê ons, want ons is 'n gestuurde kerk. Vanaand vra ons, hoekom het die doop die belydenis van Nissia gehaal, maar nie die nagmaal nie? En eerlikwaar, ek weet nie. Maar ek wil graag met ons 'n voorsmaakie deel van waaroor ek gewoonlik met voornemende doopouers gesels. Dis belangrik dat ons weet, die doop is 'n sakrament. Wat beteken dit? Die NG Kerk erken 2 sakramente, die doop en die nagmaal. Dit is 'n tasbare simbool van ons ontasbare geloof. Dis iets wat die onsigbare vergifnis van God sigbaar maak. So wat doen die doop vir ons? As ons dit kan beantwoord, dan skakel ons eintlik 'n klomp ander versoekings uit. In ons doopformulier lees ons dat die doop nie dit is wat ons red nie, dis net 'n teken daarvan. So ek gaan nou vir ons 'n ander vraag vra. Wat maak my 'n getroude man? Ek persoonlik. Ek en Anastasia het voor die Here en die Here se gemeente beloof, ons gaan ons lewens met mekaar deel ter ere van God. Ons het ook 'n dokument geteken wat deur die staat erken word. So ons belofte is deur die kerk en deur die regering beaam. Nou ek is na soveel jaar nog nie heeltemal die Karoo se harde water gewoond nie. Partykeer pla my vel my so bietjie, veral hierdie gedeelte. Af en toe haal ek my ring af
en dan kan ek 'n bietjie room vryf oor die gebarste en oor die pink vel. As ek nog getroud as ek my ring afhaal, ja of nee? Is dit vir my eties om vlek te gaan sleep by iemand anders, solank as wat ek net my ring afhaal? Ja, natuurlik is ek nog getroud as ek my ring afhaal, en natuurlik is dit verkeerd en oorspelig en ontrou om nog steeds te verneek solank as wat ek net my ring afhaal. Nou, in hierdie metafoor is die doop nie die huweliksbelofte nie, die doop is die trouring. Dis nie die teken van ons verlossing. Ons verlossing is 'n geskenk wat ons nie verdien het nie, wat ons nie kan verdien nie. Iewers kom ons dan by 'n punt uit waar ons verstaan wat ons verlossing beteken, wat ons moet glo om verlos te wees en wat ons kan aanvaar, en dan aanvaar ons dit. En dan kry ons volwassenes om ons te help om genoegsame kennis te hê in hierdie verband. En as daai proses klaar is, dan bely ons ons geloof voor die hele gemeente. Ons sê, maar ek glo in Jesus en ek aanvaar sy verlossing. Die doop is nie om te sê, nou glo ek in Jesus nie. Dis waarvoor belydenis aflegging daar is. Dis hoekom ons voorgestel word. Die doop is 'n teken dat Jesus se genade ook aan my aangebied is en dat my ouers het 'n voorneem om ook hulle geloof met my te deel. Dis wat dit is. Die doop is nie 'n toerkuns nie. Dis nie een of ander mistiese ritueel wat ons nou bo-menslik verander nie. Die bo-natuurlike deel het klaar by die kruisiging en klaar by die opstanding gebeur. Dis wat ons verlos, nie ons doop nie. Sit ek persoonlik my trouring op as ek dorp toe gaan, of as ek weet ek gaan nou tussen 'n klomp mense wees? Verseker. Ek wil nie die verkeerde boodskap gee nie, maar dis nie wat my getroud maak nie. Die doop is belangrik, want dit is 'n teken. Dit is 'n ritueel waar die geloofsgemeenskap die nuwe lid erken, waar almal vir die nuwe lid sê, welkom hier by ons, jy's deel van Jesus se kerk. Maar dis nie ons verlossing nie. Jesus is ons verlossing. Die doop is 'n teken van ons verlossing, ja, maar ons word nie verlos omdat ons gedoop is nie. Ons kan nie ons verlossing enigsins verdien nie. Dit wat ons by die Here kry is maar net genade. En ons aanvaar die genade, ja, maar niks daarvan is deur ons eie toedoen nie. Die Here gee vir ons kunskap van God. Die feit dat Nicea 1 doop bely is ook belangrik. Gisteraand met Efesiërs 4 het ons gelees van een Here, een geloof, een doop. Fantasties. Daar was 'n Black Label advertensie gewees jare gelede, of was dit nou Kaapse lager, maar dit was one nation, one soul, one beer, one goal. Baie dieselfde beginsel hierso. Daar is in die Nuwe Testament individue wat gedoop is nadat hulle tot bekering gekom het, maar daar is ook hele gesinne, hele families op 'n slag gedoop. En Romeine 6 tref nie onderskeid nie. En die belydenis van Nicea tref ook nie onderskeid as dit kom by doop nie. Party mense is as volwassenes gedoop, of as kinders, of as babas in die tyd van Paulus. As jy gedoop is jy gedoop, want die doop is doop. Of dit nou met 'n bietjie water is in die voorkop, en of jy nou met jou hele bolyf onder die water is, jy is gedoop. Die water is nie die punt nie. Die punt is die Heilige Gees wat ons deel maak van Jesus se wêreldwye kerk. Ons is klaar verlos, ons word ingetrek by hierdie kerk. Of ons nou water van die Jordaanrivier af invoer, of ons nou in 'n opblaaswembad in iemand se tuin gedoop word, doop is doop. Ons hoef dit nie te herhaal nie. Die feit dat baie van ons as babas gedoop is en niks daarvan kan onthou nie, verander niks daaraan. Trouwens, ons kan sê dat omdat ons nie ons doop onthou nie, baie van ons, dat dit juist beklemtoon hoe oop die kerk is en hoe baie genade en liefde die Here vir ons gee. Maar die laaste ding
wat ek wil doen, is om die indruk te skep dat die doop nie belangrik is nie. Dis die laaste ding wat ek wil doen. Die doop is baie belangrik. Hoekom is dit belangrik? Want dis dalk nie ons huwelikskontrak nie, maar dis ons trouring. Dis nie net belangrik vir die kleintjie wat gedoop word en die se huismense nie. Die doop is vir almal wat daar teenwoordig is belangrik. Almal wat getuies is as iemand anders gedoop word. Dis vir hulle net so belangrik. Met die nagmaal herinner die doop ons aan die kern van ons geloof. Dis wat Jesus gedoen het, hy het vir ons gedoen, dis wat ons aanvaar. En dis hoekom dit so jammer is dat Victoria Wes meeste klein gemeentes net so elke nou en dan doop. Ek is baie opgewonde elke keer as ek iemand moet doop, want dis amper 'n eerste vir my. Ek kan dalk al trek by die 50 roudienste, maar ek weet ek het nog nie 10 kinders gedoop nie. Want in die doop word ons ook weer herinner aan die afwas van ons sonde deur Jesus. Ons sien, daarso word die gedoopte gewas, en ons onthou, deur die bloed van Jesus is ons ook afgewas van al ons skuld. So as ons 'n doop sien, dan is dit vir ons ook 'n herinnering aan ons geloof. Dinsdag aand het ons onthou dat die Romeine vervolg was deur keiser Nero, en dit was ook in die brief Romeine gewees, so ons is besig met dieselfde brief, dieselfde gemeente wat vervolg is, en hulle hoor, julle is gedoop in Jesus se dood, maar ook in sy opstanding. Dis ongelooflike wonderlike nuus, as jy in die vervolgde kerk geleef het. Daar is 'n storie wat vertel word oor Martin Luther, tydens die reformatie. Ek wil dit graag met ons deel vanaand. Luther was besig om die Bybel te vertaal in Duits, op 'n papierrol met die hand. En Luther se lewe was in gevaar, want die Rooms-Katolieke kerk het hom as 'n ketter verklaar. Hy het dikwels by verskillende Duitse prinse weggekruip. Hulle was aan die kant van die reformatie, so hulle dan vir Luther gehuisves. Die Rooms-Katolieke kerk het gesê hy's 'n ketter, en 'n ketter is iemand wat 'n dwaalleer verkondig. So al die Europese here en adellikes wat aan die kant van die paus was, hulle wou vir Luther vermoor, of ten minste in hegtenis neem dat hy in Rome vermoor kan word. Luther se belewenis was ook dat hy die heeltyd deur die duiwel versoek word. Hy was te neergedruk, hy was moedeloos. En op 'n dag toe hy weer op een van sy laagtepunte was, toe het hy sy inkpot so gevat, en hy laat los, en hy gooi dit daar teen sy muur. En hy vat toe 'n bietjie kruit, en hy skryf dit daar op sy lesenaar, baptizatus sum. Dit is Latyn vir ek is gedoop. Nie net ek was gedoop nie, snaaks genoeg, nee, maar ek is gedoop. Want as ons gedoop is dit die teken van die pad wat God vir altyd met ons loop. Dis nie iets wat in die verlede gebeur het nie, dis iets wat ook die hede beïnvloed. Want ons toekoms is nie in die hande van keiser Nero of van paus Leo die 10de nie. Ons toekoms is nie eers in keiser Konstantin wat van die kerk gehou het nie. Die een wat saam met ons loop, wat elke tree saam met ons gee, die persoon wat ons losgekoop het, die Heilige Gees, is oral saam met ons. En ons hoor vanaand weer, die pad van die Here, die pad van Jesus, loop uit op die opstanding. Hoe die merk daarvan in ons lewe gekom het, dit maak nie saak nie. Ons behoort aan die Here as ons glo in God. Hoekom? Want doop is doop, en God is God. Amen. Ons gaan vanaand weer huiswerk kry, en ons het tot Sondagoggend om dit te doen, nie net tot môre aand nie. En ons het 'n bietjie meer tyd, want dit is 'n bietjie moeiliker om te doen. Die eerste gedeelte is maklik. As jy menskinders het, gesels met hulle oor hulle doop. Wat kan jy daarvan onthou? Wat het jy gevoel toe hulle gedoop is? Dit hoef nie 'n lang gesprek te wees nie, jy kan net vir hulle vertel van hulle doop. As jou ouers nog lewe, dan kan jy dalk vir hulle uitvra, maar vertel my bietjie van my doop. Wat het gebeur? Was ek stil? Was ek nie stil gewees nie? Was daar 'n klomp mense?
Dis dieselfde gesprek en dit hoef ook nie minute en minute te vat nie. As jy na beide geslagte toe mense het wat nog lewe, dan kan jy kies. Jy kan kies watter gesprek jy wil hê. En as jy niemand het nie, as jy nie ouers het of kinders nie, gesels dan met iemand by wie se doop of by wie se kind se doop jy was. Vra vir hulle wat kan hulle onthou en sê vir hulle wat kan jy onthou. Dis die eerste deel, maklike deel. Tweede deel is heel wat moeiliker. Maar ons het die hele Saterdag om daaroor te dink. Vra vir die Here of daar iemand is in jou lewe wat jy dalk moet vergewe of ten minste begin vergewe. Ons is een familie, ons is verenig en ons is gemerk deur die doop as God se verlosters. En soos wat ons gereinig is van ons sonde, is daar dalk 'n wrok wat jy moet los. Is daar iemand wat die Here ook gereinig het, wat jy nog die wrok teen koester? Jy hoef nie vir die een te sê, hoor jy vriend, ek vergewe jou nie. Jy hoef nie hulle optrede goed te keer nie. Maar hoor dalk by God, of daar nie miskien 'n proses is, wat die Gees op jou hart druk nie. Kom ons bid saam. Ons Here, ons wil vanaand, waar ons die eerste aand gesels het oor ons identiteit, wil ons vanaand vier dat U ons gemerk het, en dat ons U kinders van God kan wees. Here, help ons om dit altyd te onthou, in elke uitdaging waarin ons onsself bevind. Here, help ons om nie in gevegte betrokke te raak oor sake wat op die ou end nie kernsake is van ons geloof nie. Help ons om bande met mense wat anders dink oor die Bybel nog steeds te behou en nog steeds te versterk. Here, want op die ou end is die doop en die kerk is die kerk. U is U. Help ons om dit te onthou, en as daar dalk iemand is wat U oor ons gedagtes bring, gee ons die moed om hulle te vergewe. Hulle is ook ons familie. Amen.